Goeiemôre, dit is Woensdagoggend 7 Mei 2025 en ek groet julle hier vanaf die walle van die Groot Rivier. Ek herinner julle dan ook dat môre aand, die 8ste, donderdag aand, die 8ste Mei, Chris Wyatt saam met ons 'n uitsending doen, 'n opname aanbieding doen by die skougronde in Appington. En dat diegene wat nog belangstel om te kom, daar is nou baie min plek nog beskikbaar. Kontak onverwyld voor 12 uur vandag. Die kantore, geen besprekings na 12 sal geneem word nie en daar sal ook geen kaartjies by die deur te koop aangebied word nie. Slegs vooraf besprekers. Dit sluit 'n stytete in en daar is 'n kontantkroeg. En ons gaan lekker saam kuier, lekker saam gesels en hoor wat is Chris sy jongste bevindinge die afgelope klompie weke wat hy hier in Suid-Afrika dan nou deurgebring het. Nou mense, vanoggend wil ek gesels rondom persepsies en opvattings, dinge wat gebeur in die wêreld, maar hoe alles eindelik deur die media gerig word. En die probleem is dat daar nie behoorlik ondersoek gedoen word nie. Ek self soek deur baie verskillende kanale om my inligting bymekaar te kry en ek is verstom dat ons joernaliste nie dieselfde hoeveelheid moeite doen om die waarheid agter 'n storie te vind nie, of dan ten minste twee kante van 'n saak aan te bied nie. Maar ek wil eers begin daar in Europa, waar 'n absolute politieke chaos tans heers. Ons het dit gesien met die opswaai van nasionalisme en patriotisme wat begin het daar in Italië, Hongarije en toe die verkiesing in Roemenië, en ons het gesien hoe die Europese Unie die hoofregter van die land oorreed het om die uitslag onwettig te verklaar en hoe hulle die verkose leier net eenvoudig verbied het op klein aanklagte om aan 'n volgende verkiesing deel te neem. Tog lyk dit vir my of die Europeërs oor die algemeen genoeg gehad het van wetteloosheid en onwettige immigrante wat die lande binnestroom, van politieke magsmisbruike wat ons ervaar, en lyk dit tog asof die planne in Roemenië vir die ondergrawers van demokrasie wel dit nie gaan maak op die ou einde van die dag nie. So ons sien dit nou oral in gebeur is, ons het almal gesien dat in Duitsland het Friedrich Merz se party, se koalisieparty, die meeste stemme in die verkiesing getrek, maar dit is 'n koalisie gewees, want niemand het 'n meerderheid gehad nie. En nou met die verkiesing van die kanselier, toe val hy by die eerste ronde van die verkiesing uit. Maar dis dieselfde ou wat die AfD, wat die grootste enkele politieke party in Duitsland is, wou hulle as verregse ekstremisties laat klassifiseer het. Dit sou beteken dat die grootste politieke party 'n ekstremistische organisasie is wat nie aan die verkiesings mag deelneem nie. Ons sien dus 'n algehele verbrokkeling van demokrasie soos ons dit ken. Misbruik van mag en magsposisies om te kry wat hulle wil hê, wat die, kom ons sê, die globaliste wil vermag in Europa. En oral sien ons mense stadig maar seker in opstand kom teen hierdie globalistiese elites wat net eenvoudig deur hulle verkose leiers op die grond in die verskillende lande en die verskillende regerings 'n hele wêreldbeleid, 'n Europese beleid en bestaansreg en hoe hulle gefunksioneer het te verander
totdat dit op die ou einde van die dag oorstroom is deur buitelandse immigrante waar die wettige inwoners van die land geen sê meer het nie. Daar is hoeveel beeldmateriaal op die internet beskikbaar van hoe mense in Brittanje en Londen aangerand word, in Frankryk en in Duitsland, hoe die gewone Duitser met goeie maniere, ordentlikheid, net eenvoudig aangerand word deur hierdie wettelose, onordelike moslim-immigrante wat hulle lande oorstroom. En wanneer daar 'n insident is, hoef jy nie eens te vra wie is betrokke nie. Jy kan maar net gaan kyk en jy sal sien en bevestiging kry, dis almal hier uit Afrika uit. Nêrens 'n immigrant uit 'n ander wêrelddeel wat dit doen nie, maar dit kom die geweld vanuit Afrika. Dis asof hulle self wil laat geld, asof hulle sieninge op die ander mense afdwing, en almal moet maar net die gemors opvreet. Ons weet dat diegene wat teen die immigrasiebeleid in Brittanje is, word se muur toegesluit en daar selfs optrede teenoor mense wat praat en sê dit kan nie so aangaan nie, dit moet gestop word. Ons hoor nou al hoe meer krete wat opgaan wat sê ons het skeiding nodig, nie immigrasie nie. Ons het segregasie nodig, nie immigrasie nie. Ons kulture verskil te veel en daarom kan ons nie langer saam lewe nie. Ons wil nie ons Duitse kultuur verloor nie. Ons wil nie ons Franse kultuur verloor nie. Ons wil nie ons mooi stede laat vernietig en afbreek nie. Ons soek ons lande terug. Om aan te sluit wat ek vroeër gesê het, daar's 'n algemene lig van patriotisme en nasionalisme wat al sterker na vore kom. En dit is juis nasionalisme en patriotisme wat veronderstel was om afgebreek te word deur hierdie kultuurlose, wettelose immigrante net toe te laat om die lande binne te kom. Want wanneer daar vermenging plaasvind, is daar nie meer 'n bekende kultuur aan daardie land nie. In Brittanje is daar groot dele waar hulle al Sharia wet toepas. Dit lyk vir my of Brittanje een van die lande is wat nooit sal kan herstel nie. Gegeewe Prins Charles wat tydens sy paasrede eintlik met die moslems gepraat het en nie met die Christene nie. So ons sien 'n totale geestelike verval dwars oor Europa, maar oral is daar klein liggies van hoop wat beginne opgaan, soos wat mense sê, tot hiertoe en nie verder nie. Maar waar ek 'n probleem het, is die kwessie dat dit nie in ons media verskyn nie. Daar word nie in die media oor hierdie goed werklik berig nie. Daar is ook nie objektiewe beriggewing in ons media nie. Ek vat vir Donald Trump in Amerika, wat letterlik die wêreld op sy kop gekeer het met sy blitsige besluite en goed wat hy geneem het. En dan kyk ek hoe word dit uit verband uitgeruk deur die media wat beheer word deur die globaliste. Wêreldwyd kan jy maar gaan kyk aan wie behoort die mediahuise en ergens slot hulle almal onder dieselfde groepering in, diegene wat die hele wêreld wil beheer, die hele wêreld wil oorneem sonder dat iemand vir hom of haar of hulle gestem het. En ongelukkig gaan ons media lustig voor om net te herhaal wat die oorseese media oor praat. En ek wil graag juis 'n stuk vir julle hier wys wat ek net graag verwys na Amerika en wat daar aan die gang is. Nou, hierdie is nou by Marula Media opgesit, hofgelas
FSA moet 12.000 vlugtelinge toelaat. As jy mooi gaan lees en jy luister mooi wat daar gesê is, dan is dit 12.000 wat reeds goedgekeur was om in Amerika in te gaan. Dis nie onwettige immigrante nie. Hierdie is wettige immigrante wat die land binnekom. So, hulle was geaffekteer deur sekere van die wette, maar dis nooit gesê dat hulle nie die land sal of kan binnekom nie. Maar dit lyk en dit word so gestel asof Donald Trump deur die hof gedwing word om hierdie wettige immigrante die land in te laat. Tog het ons gesien, Donald Trump is die een wat vir die Afrikaner die deure na Amerika oopgemaak het om te sê, kom, ons het mense nodig wat 'n bydrae wil maak in Amerika. So hulle is welkom, maar as 'n mens luister wat gesê word in ons reg, is dit ontstellend dat daar soveel afwykings is van wat werklik gesê is en wat ons joernaliste op ons lesers wil afdwing. Wat egter vir my die ergste is die leserskommentaare wat ek vir julle wil aanhaal. Nou, die eerste kommentaar op daardie berig is, sedert wanneer kan 'n hof bepaal dat 'n land vlugtelinge moet toelaat? Dis die rede hoekom die wêreld so deurmekaar is. Ek stem saam met Mani. Dit is die rede hoekom die wêreld so deurmekaar is, want daar's wetteloosheid ingekom. Onwettige immigrante wat oor die grense stroom, het nie wettiglik daai lande binnegekom nie. Hulle meng nie in en skakel nie in en raak nie deel van hulle nuwe land se gemeenskappe nie. Hulle is bloot daar omdat hulle daar wil wees om duistere redes. So 'n hof kan in die eerste plek nie bepaal of vlugtelinge in 'n land inkom al dan nie. Mani is daar heeltemal reg. Dan OSIO sê, belaglik, fire hom. Fire wie? Fire Donald Trump. Dan sê Jan, die howe is siek. Waarom word wetsgehoorsame burgers nie beskerm nie? As ons kyk na die aanvalle op individue in Europa, inwoners van 'n land, wettige inwoners van die land, as ons kyk na die vermoordes in Amerika, die verkragtes in Amerika, word glad nie beskerm nie en word dan net toegelaat dat almal die land binnekom. En dit is wat uiteindelik daartoe lei dat 'n land in duie stort. Fynskrif sê hier, ai mense, dit is daarom nou baie basies. Daar is wette en beleide rondom immigrasie en vlugtelinge. Donald verbeel hom pal, hy is bo die wet verhewe en kan dit verander soos hy goeddink. Hy kan nie, dus het die hof bloot gesê, nee, julle moet by die reëls hou, by die wette. Sien, maklik, dis hoekom die wêreld in so 'n toestand is. Mense dink hulle is bo die wette en reëls verhewe. Die punt hier is, die wet in Amerika is die uitvoerende gesag geleë in die hande van die president en is selfs die howe aan hom ondergeskik. Daar is nie 'n hof wat wettiglik en veral nie 'n streekshof wat wettiglik 'n staatshoof kan verhoed om sekere aksies uit te voer nie. Maar al hierdie demokratiese, liberale regters wat aangestel is, wat ook hierdie globalistiese wêreldorde najaag. Dis hulle wat die sake maak, dis hulle wat die demokratiese party gesteun het. En almal wat vir Donald Trump kritiseer, moet gaan dink mooi oor hoekom het 77% van die stemmers, van die kiesers vir Donald Trump gestem. Hoekom het hy 'n oorweldigende meerderheid behaal en die populêre stem sowel as al die swing states gewen? Hoekom het hy dit gedoen en hoekom kon hy dit regkry? Omdat die mense normaliteit terugsoek. Hulle soek patriotisme, nasionalistiese trots terug in Amerika, wat deur die demokratiese party onder globalistiese leiding net eenvoudig vernietig is, wat daar altyd bestaan was. Amerika, die vrye wêreld, die vrye land, leier van die vrye wêreld, en ons het gevind dat dit nie so is nie.
Die volgende opmerking van Sean: vir die wat dink ou Adolf Trump kan net maak soos hy wil, moet bietjie die US wette gaan lees. Die fascist het die wet oortree en moet die howe gehoorsaam. Hy is nie 'n verdomde koning nie. Hy kan nie maak en breek soos wat sy korrupte gat wil sien nie. Nou dis die klas van oningeligte mense. Dit wys vir ons die onkunde wat tussen ons mense bestaan. Dit maak jou eintlik woedend, omdat hulle net glo wat die hoofstroom media vir hulle vertel. Nou hoe red jy 'n volk met mense wat net in die koerante glo en alles aanvaar wat daar gesê word, terwyl daar nog nooit so baie inligting beskikbaar was, soos dan nou in hierdie tydperk en era inligting beskikbaar is nie. Dit is absoluut belaglik hoe die media mense beïnvloed. En ons moenie vergeet nie, dat al ons nuusuitlette in Suid-Afrika beheer word deur dieselfde globalistiese meesters, wat die Europese sowel as die Amerikaanse media beheer. Praat met Amerikaners aan die ander kant, die gemiddelde Amerikaner, en hulle voel baie anders oor Donald Trump en die regering, die Republikeinse regering tans, as wat die mense in Suid-Afrika geneig is om te glo. So wanneer ons weer na die media kyk, wanneer ons weer 'n berig sien, wanneer ons iets hoor, dink 2 keer voordat jy dit as die waarheid, die volle waarheid, en niks anders as die waarheid aanvaar nie. Want daar is 'n agenda, en daai agenda is nie positief vir ons hier in Suid-Afrika nie, vir ons Suid-Afrika of Afrikaner groeperinge nie, ons minderhede. Hulle is ons nie goedgesind nie, al is daar miskien 'n wit gesig daagter. Ons moet besef dat die wêreld op sy kop staan, ook Suid-Afrika. En dit maak die hele Suid-Afrikaanse situasie soveel meer plofbaar op hierdie stadium. Ons word gedryf tot op die punt toe waar dit enige oomblik kan ontplof, in geweld ontaard, en dis waarteen ons moet waak. Dis waarteen ons versigtig moet wees. Dis wat ons nie moet toelaat, dat dit in Suid-Afrika voortgaan nie. Maar dit sal kom indien die media korrek rapporteer. Dan sal ons 'n nasionalistiese styging van gemoedere, 'n patriotisme weer in Suid-Afrika ook laat oorleef, soos wat ons nou sien dwars oor Europa besig is om te gebeur. Ons gaan op 'n goeie oggend wakker word in Suid-Afrika, waar ons wel die enigste multi-liberale land in die wêreld oor is. Want oral begin dit gaan oor die land eerste. Wat is reg en verkeerd, wil hulle uitskyf, wil hulle vervang. Ek kan nou vir julle sê, dat elke land waar daar 'n behoudende regering aan bewind kom in Europa, gaan massadeportasies toepas. Want hulle het nie 'n keuse nie. As hulle dit nie doen nie, as Amerika nie daai deportasies toepas van Tren de Aragua, MS-13 nie, daai kriminele nie, dan gaan daar van hulle niks oorbly nie. Dan gaan hulle eie kulture en mense vernietig word. Hulle eie geloof sal vernietig word as gevolg daarvan. Geniet vanoggend jou kondensmelk koffie en ek gesels dan nou môreoggend weer met julle. Mooi dag, lekker